Dit is vandag Maandag, 19 Mei. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Pase. Ons lees vandag uit Psalm 148 en ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Sit gerus met jou voete plat op die grond en jou rug reguit, span jou skouers. Ontspan jou gesig en lig die hoeke van jou mond dat jy 'n glimlag kry en voel hoe die energie in jou lyf skuif en jy jou liggaam sagter raak. En terwyl ons bewus raak van ons asemhaling, bewussyn dat die asem van Christus, die opgestane Here in ons is. Ek steek vir ons die Christuskers aan. U is hier. Ons is hier. Ek is hier. Psalm 48. Nooi jou om die 3 bewegings in die Psalm te sien, hoe die hemel en alles wat daarin is God loof, hoe die aarde en alles daarop God loof, en hoe al die mense op aarde God se lof besing. Prys die Here. Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele. Prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan en sterre. Prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het hulle vir altyd 'n vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af. See diere en al die oseane. Weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome en al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste,
alle regeerders van die aarde, jong manne en meisies, grysaards saam met hulle seuns, laat alles die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe. Sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Hy het aan sy volk mag gegee. Dit is die roem van al sy troue dienaars, die Israeliete, die volk naby wie hy is. Prys die Here. Ek nooi jou om iewers in hierdie dag hierdie psalm te gaan beliggaam. Deur 3 goed te doen. Iewers op jou rug te gaan lê en in die hemelruim in te kyk. Die dag deur die blou lig en die son raak te sien, wolke, of in die aand die sterre, die maan, die hemelruim. Dan wil ek jou nooi om iewers in die dag net in die tuin te gaan loop of iewers in die berg langs 'n stroom, bewus te word van God se skepping hier op aarde. As jy diere raak sien, voels nie lig, of as jy by die see is, iewers jou kop onder die water in te druk met 'n snorkel en 'n duikbril, die seelewe te sien. God daarin ontmoet. En dan om 'n derde ding te doen, om sommer net iewers te gaan stap in die dorp, tussen mense, en God raak te sien in elkeen wat verby jou loop, en dit 'n loflied aan God word.
Ek sluit met 'n gebed na aanleiding van gister se leesrooster teks uit Johannes 13 wat 'n ander blik gee om God raak te sien en aan hom die lof te bring. Tussen verraad, verloon en verwyd hardloop ons weg na gister en môre op soek na God. Hy was toe al die tyd in die donker van die nou. Toe ons begin lief hê, kom die son op en kon ons hom sien. Amen.